Goeiemôre broeders en susters. Hartlik welkom ook vanmôre hier in die huis van die Here. Mag dit vir elkeen tot seën wees en ook tot uitdra van die evangelie boodskap verder as net hier. Ons lees met mekaar vanmôre saam broeders en susters uit Lukas 23 vanaf vers 26. Ons kry die vooraf gebeure wat plaasgevind het, waar Kajafas en Pilatus vir Jesus verhoor het, en nou is die optog op pad. En terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad afgekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. 'n Groot menigte van die volk het agter Jesus aangeloop, onder wie ook vroue wat oor hom getreur en gehuil het. Maar Jesus het na hulle toe omgedraai en gesê: "Vroue van Jerusalem, moenie oor my huil nie. Huil oor julleself en julle kinders, want daar kom dae waarin hulle sal sê: Hoe gelukkig is die onvrugbare vroue en die wat nooit 'n kind in die wêreld gebring het of gevoed het nie. Dan sal hulle vir die berge sê: Val op ons, en vir die heuwels bedek ons. As hulle dit met die groenhout te doen, wat sal dan met die droëhout gebeur? En daar is ook 2 ander, albei misdadigers, weggelei om saam met Jesus tereggestel te word." Tot sover die woord van die Here, broeder en suster. Ons teksvers vanmôre vind u in vers 26. Terwyl hulle hom weglei, gryp hulle 'n sekere Simon van Sirene, wat toe net van buite die stad afgekom het, en sit die kruis op hom, om dit agter Jesus aan te dra. Ons tema vanmôre by die oordeenking van die woord is 'n kruisdraer van Christus. My broer en suster, ons ken almal daardie ongelukkige oomblikke in ons lewe wanneer iets onverwags met jou gebeur. Jy het vakansiereëlings getref. Dit moet gekanselleer word omdat daar miskien 'n siek kind in die huis is. Jy is op pad werk toe. Jy beland in 'n verkeersknoop. Jy kom laat by die werk aan. Of jy maak jou oë in die hospitaal oop na 'n ongeluk. Ons ken almal daardie onverwagte gebeure in 'n mens se lewe. Die onvoorsienigheid, sou ons sê. En dit is presies wat hier gebeur, na aanleiding van ons gedeelte wat ons gelees het. Simon van Sirene, 'n man uit Noord-Afrika, is op pad. Word nie vir ons gesê waarheen nie, maar ons neem aan hy was op pad Jerusalem toe. En wat gebeur hier? Op pad Jerusalem toe word hy gegryp deur soldate aan die skouer en hy beland by Golgotha. 'n man wat besig is met sy eie dinge, sy eie planne, sy eie program. En toe later dan opgesaal sit met 'n kruis van iemand wat hy nie geken het nie. Dit het alles op 'n vreemde manier gebeur, sou ons sê. Hy het nie daarna gesoek nie. Hy was maar net besig om sy gang te gaan. En hy beland uiteindelik op 'n ander plek. So ontmoet Simon van Sirene daardie oggend 'n klompie soldate daar by die stadspoort met 3 veroordeeldes, elkeen met 'n kruis op die skouer, op pad na Golgotha toe. Die plek van teregstelling. Maar tussen hierdie 3 manne is daar ene wat Simon se oog onmiddellik vang. Hierdie persoon struikel onder sy kruis.
Die kruis het vir hom te swaar geword. Maar wat Simon nie geweet het nie, is dat hierdie kruis van hierdie man nie maar net 'n houtkruis was nie, maar dit was 'n vloekhout gewees. God se oordeel oor iemand wat sonde moes dra. Hierdie kruis was gelaai met die toorn van God, die toorn van die sonde van die wêreld, ook u en my sonde. Lang voordat hierdie kruis op hierdie man se skouers geplaas was, het hy reeds gelei na liggaam en gees. Sy siel het onbeskryflik veel gelei. En nou was daar niemand om hom te help nie. Daar was niemand naby hom nie. Nie eers sy volgelinge wat op 'n stadium gesê het, Here, ons sal u volg tot waar u gaan. Almal was weg. Ja, ons lees op 'n plek, Petrus het hom ver gevolg. Ou Petrus, die groot mond wat altyd so met 'n verwaarde houding alles wou oorneem. Nie een van hulle was daar nie. Geen Jood bied aan om hierdie kruis te dra nie, want hulle wil hulle nie verontreinig en verneder. En so sien Simon hierdie gebeure voor hom afspeel. Miskien het hy gesien dat van hierdie soldate na hom kyk en onderling met mekaar praat. En toe hy hom kon kry, toe gryp een van hulle hom aan die skouer. En hy forceer hom om hierdie kruis op hom te neem. 'n Situasie waarin hy nog nooit voorheen was nie. Die kruis van hierdie man wat gestrompel het, word dadelik sy kruis geword. En dan sien ons hoe Simon saam met Jesus stap. Min wetende dat hy hier die kruis van 'n hemelse koning gedra het. En nou sou baie mense van ons sê, maar dit was seker maar toevallig dat ou Simon op daardie oomblik daar was. As 'n gelowige, my broeder en suster, bestaan daar nie vir ons iets soos toeval nie. Maar waarom ek? Het Simon seker gedink. As ek 5 minute of 10 minute later sou gestap het, sou hulle my nie miskien eens herken het nie, en sou iemand anderster dit moes gedoen het. Maar dit is juis hier waar ons teksvers vir ons die sleutel word en dit vir ons oopmaak. Hier is nie sprake van toeval nie. Hier het ons te doen met 'n stukkie van God se soewereine wil. Niemand het nog ooit die Here Jesus toevallig ontmoet nie, my broeder en suster. Het u toevallig u lewe vir die Here gegee? Of was daar waarlik 'n insident waar die Here vir u ook in die hart gegryp het? Miskien by 'n diens, miskien in die binnekamer, waar u die raadsplan van God ook gesien afspeel het. Net so min as wat Christus toevallig op sy lydensweg iets met hom gebeur het, net so min was Simon se betrokkenheid ook nie 'n toevallige insident nie. Wat hier gebeur het was 'n deel van God se plan. God het niemand nodig gehad. God het iemand nodig gehad in sy diens.
En God gebruik die ruwe hande van 'n soldaat om iemand vir hom vas te gryp. So werk die Here soms met 'n mens. Op 'n harde manier. Ons ken die bekering van Paulus, waar hy ook uitgeroep het: Here, wie is U? En dat die Here vir hom gesê het: waarom vervolg jy my? Soms gebruik die Here sy eie kinders op 'n sagkens manier gebruik te maak om iemand na hom te lei. Simon sou nooit uit sy eie uit hierdie kruis van Jesus gedra het nie. Het Jesus nie eendag self gesê, as iemand agter my aan wil kom, moet hy hom eers self verloon, sy kruis opneem en my dan volg nie. Uit sy eie uit sou Simon dit nie gedoen het nie, nee. En daarom gryp God hierin. En hy gryp hom nie net aan sy skouers nie, maar hy gryp hom ook in sy hart. As God dit nie gedoen het nie, my broeder en suster, dink ek nie, sou Simon regtig ooit geweet het, dat Jesus Christus ook sy Here en sy Verlosser en sy Saligmaker is nie. Jesus se metode om mense na hom te bring, verskil van mekaar. Ons het nie almal op dieselfde manier tot bekering gekom nie. Daar is die Pauliniese bekerings, daar is die Timoteus se bekering. Maar wat hier gebeur, is iets besonders. So het dit eenmal ook dan gekom, dat die Here aan die kruis moes sterf, sodat elkeen wat 'n navolger van hom wou word, sy kruis moes opneem, sy sonde moes erken en bely, alvorens hy 'n kind van God kon word. Simon het gedink, hy het dit nie verwag nie, dat die Here deur sy gees hom so sou vasvat. En ek kan my voorstel, my broeder en suster, hy was nie baie gelukkig in daardie oomblik, toe hierdie soldaat hom aan die skouer gryp, en hom forceer om hierdie swaar houtkruis te dra nie. Simon het ook nie besef, dat die Here met hom besig was, om sy genade aan hom te kom bewys nie. Is dit genade, sou u vra? As ek teëspoed op my pad kry? Vir die Here Jesus self het hierdie gebeurtenis ook baie ingehou. Jy moet nie 'n fout maak en dink dat Jesus se lyding verlig was toe Simon daardie kruishout op sy skouers gelaai het nie. Inteendeel, my broeder en suster, Jesus is nog verder verneder gevoel. Toe hy besef dat hy self nie eers sy eie kruis kon dra tot by Golgotha nie, maar dat hy iemand anders moes forceer om dit vir hom te doen. En dit is dan treffend dat die Here Jesus tot op hierdie oomblik eintlik sy koninklike majesteit in sy koninklike majesteit gelei het. Hoe sterk het hy dan nie gestaan toe hy voor Pilatus en Kajafas en Herodes gestaan het nie? Wat het nou van sy majesteit geword? Sy koningskap. Hulp word gevra vir 'n man in ellende. En so gebruik God vir Simon 'n oomblik om Jesus se lyding te verlig. Nee,
swaarder te maak. Want my broeder en suster, jy sien, toe Simon daar die kruis by Golgotha neergesit het, was sy las ligter geweest, maar nie Jesus se nie. Hy moes nog die spykers deur sy hande en deur sy voete voel, en die doringkroon op sy kop, die bespotting van 'n skare rondom. En teen die middag was dit nie nodig geweest vir Simon om uit te roep, my God, waarom het U my verlaat nie? Want Simon was al toe daardie tyd lankal by sy mense, by sy vriende, by sy huis. Simon het nie nodig gehad om uit te roep, ek het dors nie. Want waar hy toe op daardie oomblik was daar miskien reeds baie water vir hom gewees. Hy het nie nodig gehad om te sê, Vader, in U hande gee ek my gees oor nie, want sy lewe het nog voor hom gelê. Maar nou kom ons by die genade van God, my broeder en suster. Ons het alle rede om te aanvaar dat hierdie voorval daartoe gelei het dat Simon die Here Jesus ook as verlosser en saligmaker aanvaar en erken het. Die evangelie van Markus beskryf vir ons dieselfde verhaal, maar wat hy ook dan sê, dat Simon die vader was van Alexander en Rufus. En as Paulus aan die Romeine skryf, stuur hy baie groete aan Rufus en sy moeder. En hieruit kan ons aflei, saam met baie skrifverklaardes, dat hierdie huis, hierdie seuns, hierdie vrou, almal volgelinge van Jesus geword het. Dat die man, wie se kruis hy eenmaal gedraai het, ook ter wille van hom sy kosbare bloed gegiet het en sy liggaam gegee het om gebreek te word. Simon is langs die pad voorgekeer deur soldate. Nee, my broeder en suster, nie na Jerusalem toe nie, maar na Golgotha toe. Tog sou hierdie pad hom na Golgotha gery het, as hy op die pad van Jerusalem was. Die nuwe Jerusalem, soos wat Johannes dit vir ons beskryf in die laaste boek van die Bybel. Die eindbestemming van elkeen wat die Seun van God by Golgotha as verlosser en saligmaker aangeneem en ontmoet het. Die bestemming wat oor en oor sou vergoed vir elke kruis wat ons op aarde sou dra. Daar gebeur dikwels dinge in ons lewe. Op ons lewenspad wat ons as 'n kruis sien en ervaar. Baie keer as 'n onnodige kruis wat ons sien, wat ons moet dra. Ons verstaan dit nie altyd nie. Maar ons kan ook nie anders as ons ook dink aan die geskiedenis van Simon. Geen groter voordeel kon hom getref het nie, my broeder, as wat God op daardie dag op hom gelê het nie. En nie net op hom nie, maar op sy hele huis. God straf ons nie as hy 'n kruis op ons lê nie. Nee, want hy het eenmaal het God iemand waarlik gestraf met 'n kruis, sy eie seun Jesus Christus, wat met 'n kruis op sy skouers by die stadspoort van Jerusalem uitgestrompel het, sodat die kruis wat ek en u vandag miskien ook nog dra, 'n kruis kan wees ten goeie
vir elkeen wat aan hom glo en hom ook as verlosser en saligmaker aangeneem het. My broer en suster, as jy nooit meer die roepstem van die Here hoor nie, is dit nie miskien omdat jy buite roepafstand van die Here leef nie. Amen. Here onse God, hoe sal ons ooit kan verstaan die diepe lyding en smart wat U as Seun van God, verlosser van hierdie wêreld, vir ons moes ly? Hoe sal ons dit ooit met ons verstand kan begryp? Here, dat U ons van 'n ewige verdoemenis wil kom red. En dat U roepstem nog elke dag tot ons kom, het sy in ons binnekamer as ons Bybel lees, het sy in die kerk, het sy deur 'n toeval of 'n gebeurtenis, wat ons nie onmiddellik altyd die betekenis daarvan verstaan nie. Gee, Here, dat ons in ons sondige wêreld nie so ver van U sal afdwaal en sal wegdwaal, dat ons glad nie meer U roepstem herken nie. Maar Here, dat ons saam sal kan juig en saam sal kan sê, ons het U stem gehoor, wat roep ook kom tot my, sodat ek met my ewige bloed jou van sonde kan bevry. Dankie Here dat ons deel het aan hierdie lydensgeskiedenis ook van U. Nie maar net waar U fisies moes ly nie, ja dit ook, maar dat U geestelike lyding die ergste was, dat U die sonde van die mensdom op U geneem het en so deur geregtigheid van God gestraf moes word. Dankie Vader dat ons vanmôre as gemeente hier by mekaar kan wees en dat ons dit kan vier, dat U ons vrygekoop het op die kruis van Golgotha. En dat U vir elkeen van ons wat vanmôre sê, ek glo in God die Vader en in sy Seun Jesus Christus en in die Heilige Gees, dat U ons vrygemaak en vrygekoop het van 'n ewige vloek, 'n verderfenis, wat wag vir hulle, wat U bespot het en U nooit erken en bely het as saligmaker en as redder nie. Gee Here dat ons in die gemeente met hierdie blydskap sal uitstap, terwyl ons nie regtig weet wat dit is om nog vervolging mee te maak in die wêreld nie. U het vir ons gesê, Here, die tye is boos en die tyd het naby gekom, baie naby, want hierdie dinge sal julle sien, wat sal gebeur in die wêreld. Daar sal 'n groter afvalligheid wees, 'n groter bespotting, ja selfs in die kerk sal daar mense wees wat U sal verloon en U sal bespot. Here, wat 'n verskrikking. En ons bid dat U ons sal bewaar, dat ons deel sal wees. Nie omdat ons dink ons is beter as hulle nie, maar Here, omdat ons geantwoord het op U roepstem toe U na ons geroep het. Seën ons dan, Here, in hierdie gemeente van Wonderboom Suid. Gee dat ons 'n vrymoedigheid sal hê, 'n desperaatheid, ja Here, dat selfs as die vervolging
ons moet oorval, soos vir die eerste Christene en die martelare, dit vir ons 'n wins sal wees, om te kan weet, dat ons U nie verloon het nie. Doen dit, o Here, as ons dit bid, uit genade, in Jesus se wonderlike naam. Amen.